voor, waar is ek nou? Die kant. Staan 'n wit Isuzu bakkie, wat wie se ligte brand. Is die nommer is CEM 25274. Goed, baie welkom aan elkeen van u. Ons weer is lekker koud daar buite, hierdie windjie. Hy waai dwars deur 'n ou, so ons gaan ons lekker warm sing vanaand. En net weer die versoek van die selfone asseblief. En dan ook die ja, dit is dit. Goed, ons eerste lied wat ons gaan sing is lied 464, O Heer my God, en ons gaan daar verse 1, 2, 3 en 4 sing.
Ons volgende lied is lied 528, Leer my u wil Heer, en daar sing ons ook verse 1, 2 en 3. Lied 514, verse 1 en 2, Ek weet verseker. Lied 577, die Heer my herder sorg vir my, en ons sing daar ook verse 1 tot 4. Amen.
Ons sluit af met Halleluja 177. Net voor ons klaarmaak, dankie vir die lekker saamsing. Ons sing vers 1 tot 4. Ek sien 'n poort wyd oop staan. Kom ons staan en dan sing ons vanaand saam ons toetredingslied, lied 454 vers 1 tot vers 3. Alleluia.
Ek wil vanaand begin met Psalm 104. Loof die Here, o my siel. Here, my God, U is baie groot. U is met luister en glans beklee, U wat U self met lig omhul, soos in die mantel, soos 'n mantel wat die hemel oopspan, soos 'n tentdoek. U is die een wat die balke van sy bokamers op die water oprig, wat wolke sy stryd waar maak, wat op die vlerke van die wind beweeg, wat winde sy boodskappers maak, vlammende vuur sy dienaars, wat die aarde op sy fondamente vestig, dat dit vir altyd en ewig nie wankel nie. Dan spring ek na die einde van die Psalm toe. Mag die majesteit van die Here vir ewig duur, mag die Here hom verheug in sy werke. Hy wat na die aarde kyk en dit bewe, wat in die berge raak en hulle rook. Ek wil vir die Here sing solank ek leef, ek wil my God besing solank ek bestaan. Mag my bepeinsing vir hom aangenaam wees. Ek sal my verheug in die Here. Mag sondaars van die aarde af verdwyn en goddeloses nie meer bestaan nie. Loof die Here, o my siel. Halleluja. Gemeente, genade en vrede van een Skepper God, van alle sienlike en onsienlike dinge. Genade en vrede van een Here Jesus Christus, lig uit lig, wat sit aan die regterhand van die Vader. Genade en vrede van die Heilige Gees, wat ons Here en lewendmaker is. Amen. Vriende, dit is vir my lekker om vanaand weer hier saam met julle te wees, hier in die einde van die week. Hoop dat dit vir julle 'n geseënde week was. En dat ons dalk weer, wanneer ons oor die Gees praat, wanneer ons oor die Gees dink, dat ons na hierdie week dalk bietjie weer nie dink oor onsself, nie dink oor waarmee die Gees in ons besig is. Ek glo almal van julle gaan vanaand ook agterna saam met ons Pinkstermaal gaan geniet. Almal van julle is baie welkom. Vriende, is my ook lekker dat die koor vanaand hier by ons is. Die koor gaan vir ons ook voorgaan met 'n lied. Kom ons gee vir hulle geleentheid.
Baie dankie julle. Het is altyd lekker as julle ook deel is van ons eredienste. Vriende, ons het, ek dink Sondag aand het Willie vir ons die ou Halleluja strome van seën laat sing. Kom ons sing dit vanaand weer. Halleluja 315, ons sing al 4 die verse. Kom ons staan en ons sing dit saam. Vriende, vanaand sluit ons af met die laaste gedeelte van Hosea se belydenis wat sê ons verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. En ons gaan Romeine 8 gebruik om vanaand daaroor te dink. En ons gaan daar lees vanaf vers 18 lees ons tot en met vers 28 uit Romeine uit. Voordat ons gaan saam lees, kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Here, wanneer ons die afgelope week weer nadink oor wat dit vir ons beteken, dat U die Skeppergees is. Die Gees is wat Here is en lewend maak. Kan ons ook nie anders, Here, as om ook te vra, wat nou, Here? Hoe wil U my oë oopmaak? Hoe wil U my meer intrek, om meer te sien, meer te wys, meer te wees? Van die ware lewe. Help ons, Here. Kom praat self, Here.
deur my gebroke woorde. Amen. Romeine 8 vanaf vers 18 skryf Paulus, ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, is nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Ons lees tot sover toe. Nou, ek het doelbewus gekies dat ons vanaand weer die Halleluja strome van seën sing. Wat ek dink meeste van julle sal onthou, kleintyd het julle dit waarskynlik baie gesing. En soos baie van ons het julle dalk ook as kind gedink dat dit eintlik maar net oor reën gaan. En later agtergekom, maar ons sing eintlik oor baie meer as reën wanneer ons sing van strome van seën. En as ons luister na wat ons sing, dan sien ons in hierdie Halleluja lied, sien ons dat dit eintlik 'n lied is wat ons biddend sing. Hierdie biddende, dat ons bid vir die Here, vir sy liefde, vir sy die volheid van die Heer wat hy gee vir ons. Ons vra dit. Maar ek wonder gereeld of ons regtig luister wat ons sing. Of ons regtig glo wat ons sing. Glo ons dit? Glo ons regtig dat ons uit die hand van die Here in hierdie wêreld goedheid ontvang, guns ontvang, die mooi van die lewe ook uit die hand van die Here uit ontvang? Glo ons dit nog in vandag se tyd? Van die dae van Plato af, is dit in die Griekse filosofie, is die konsep van wysheid, goedheid en skoonheid. Is hierdie drie konsepte die hoogste waarna die mens kan streef, om wysheid te hê, om geregtigheid, goedheid deel te wees daarvan, om dit te beleef en uit te leef, en om die skoonheid van die wêreld te waardeer. Die dinge wat die lewe mooi maak. Die dinge wat lewe gee. Ons praat die hele week al oor doodsheid. So kom ek ook begin het met Psalm 104. Psalm 104 wat hierdie wonderlike psalm is, gaan lees die hele psalm deur. Hierdie psalm wat sien
wat die mooi sien wat die Here gee, wat getuig daarvan, die hele Bybel is vol daarvan, die psalms veral, is hierdie getuienisse van ervarings van verwondering, ervarings van vreugde, ervarings van die mooi, wat dikwels selfs ook midde in seer, en midde in gebrokenheid ervaar word. Getuienis van hierdie strominge van seëninge wat in hierdie wêreld beleef word. Dan kan die digter nie anders eintlik as om uit te roep: Here, U is baie groot. En ek dink die vermoë om hierdie seëninge te kan sien, dink ek loop hand aan hand. Ek dink eintlik dit is sinoniem in 'n sekere sin aan 'n lewe van dankbaarheid. Dankbaarheid wat die vermoë is om die goeie te sien wat ons van mekaar af ontvang. Waarom is ek dankbaar wanneer iemand vir my iets gee of doen? Ek is dankbaar want ek sien daarin iets moois, iets goeds wat ek uit jou hande uit ontvang. En die Bybel wat voortdurend vir ons as kinders van die Here ook oproep tot 'n lewe van dankbaarheid. Want sien, dankbaarheid sien die goeie raak. Dit sien daardie plekke waar lewe is, waar lewe gegee word, raak. Paulus sê vir die gemeente in Thessalonika, skryf hy vir hulle: wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus. Die vermoë om die mooi in hierdie wêreld ook te kan sien. Maar ons sukkel hiermee. Ons sukkel verskriklik hiermee. En hoe die wêreld ontwikkel het, dink ek speel 'n groot rol daarin. Want ons sien nie negatief, ons word gebombardeer daarmee op die radio, op die nuus, op Facebook, op whatever se nuusagentskappe jy als lees, koerante jy lees. Ons word gebombardeer met negativiteit en ons verval in hierdie kringlope, hierdie doodse kringlope, hierdie web waarvan ons gisteraand gepraat het. Verval ons daarin wat ons die onvermoë begin kry om raak te sien wanneer die mooi en die goeie en die seëninge oor ons pad kom. Hoeveel keer het elkeen van ons nie al Hermanus toe gery vir watter rede ook al, goed wat jou bekommerd het. Jy het nie een keer opgelet hoe mooi die omgewing is waarin ons bly nie. Want wat ons sien is negatief. Ons val so maklik aan vas. Ons kyk die wonderlike talente wat die Here vir ons gee en wat mense dikwels gebruik ook om hierdie wêreld vir ander beter te maak. Kyk, ons so maklik mis. Ons onderskat die verhoudings waarin ons leef. Ons gebruik nie ons gesondheid wanneer ons dit het nie. Ons sien nie raak, ons erken nie die verhoudings en die waarde van vriendskappe en vriende wat ons kom omarm wanneer dinge dalk swaar gaan nie. Ons sien nie die mooi daarvan raak nie. Ek dink een van die goed wat vir predikant in alle waarskynlikheid die meeste opval in hulle bediening is hoe mense rondom begrafnisse praat oor ander.
Ons die geneigtheid het om altyd te laat die mooi te sien wat iemand in ons lewe gebring het. Ons kyk die liefde mis, waarvan daar so baie in hierdie wêreld ook is. Is geen wonder dat die wêreld rondom ons vra, maar waar is God? Is daar 'n God nie? Want ons fikseer so op die negatiewe, want dit is wat verkoop. Dis wat lekker praat om die braaivleisvuur. Dis wat om die koffietafel, dis wat ons oor wil praat. So kan nie anders as om te wonder, glo ons dit wanneer ons sing, wanneer ons vanaand gesing het, strome van seën. Glo ons dit? Glo ons? Sien ons dit? Sien ons dat daar soveel mooi ook in hierdie wêreld is? Gemeenskappe wat soms hande vat. Mense wat hartsveranderinge ondergaan. Leiers wat nou en dan werklik vir mense en vir gemeenskappe opstaan. Hande wat uitgesteek word na mense in nood. En so kan ons aangaan, hoeveel ongelooflike mooi stories, onverwagse oomblikke waar daar lewe is. En daarom glo ek, roep die woord ons op tot dankbaarheid. Hoekom roep het ons op tot dankbaarheid? Want dankbaarheid is 'n geloofsgewoonte wat geoefen word. Om myself te leer en in te stel daarop om ook dit wat mooi is, dit wat goed is, die lewe wat die Here gee, ook raak te sien. Daar's baie mooi in hierdie lewe. Maar tog is daar ook 'n ander kant. Die ander kant is ook waar. My vorige gemeente daar in die Karoo, reën is alles. Reën is lewe. Maar dan weet ons natuurlik ook hierdie strome van seëninge. Soms is daar droogte. Soms bly die reën weg. En dan by ander kere, soos wat dit hierdie jaar nou daar in die Karoo gebeur het, daar waar ek was, dan kom die reën en die reën hou net eenvoudig nie op nie. En kort voor lank, dan raak dit wat lewe gee weer 'n krisis. Dit wat die potensiaal gegee het om absoluut fantasties en mooi te wees, is in 'n oogwink, is dit 'n probleem. Begin keerwalle breek, diere verdrink, peste broei uit in die moerasse en die vee vrek teen 'n enorme tempo. Is die hartseer van die web van sonde van gisteraand, wat hierdie wêreld in vasgevang is. Dat dinge wat die potensiaal het om absoluut mooi te wees, dinge wat die potensiaal het om lewe te gee, dikwels nie daarvoor ingespan word nie. Dikwels gebruik word vir eie belang, dikwels sien ons die realiteit dat leiers nie altyd vir hulle gemeenskappe en in ander se belang optree nie, dat leierskap dikwels korrup raak in hierdie wêreld. Ons sien dat talente gebruik word vir selfverheffing, en so kan ons aangaan oor allerhande goed wat ingespan word, en dit wat die potensiaal gehad het, gawes, deur die Heer, deur die Gees wat Here is en lewend maak, wat net so ingespan word en doodsheid in hierdie wêreld bring. Dit is geen wonder dat prediker praat van die teenstrydighede in hierdie lewe nie. Ons kan maar net nie wegkom van gisteraand nie, die sonde. Die sonde, die dood, wat
kleef aan elke vorm van lewe soos kanker wat dit wil verorber en wil verswelg. En dan kom ons by Paulus se gedeelte in Romeine 8 wat ons nou gelees het. Paulus sien hierdie lyding raak, hy sien hierdie seer, hy sien hierdie doodsheid raak en dan skryf hy daarom sug die skepping. Die skepping sug vir meer. Vers 19 word in die 2020 vertaling het ons gelees, vertaal met 'n vurige verlange. Daar staan letterlik, staan daar in die Grieks, met 'n uitgestrekte nek. Kyk die skepping vorentoe, hoop op lewe, hoop op meer, hoop op beter. Soek vir meer, vir sin. Dan sug die skepping onder die las van die doodsheid. Maar dan gaan hy verder en hierdie is elke keer vir my eintlik ongelooflik en daar's 'n ander stuk wat iemand geskryf het, ek dink dit is ook Dirkie Smit, wat die stuk geskryf het, wat hy juis praat oor hierdie gedeelte van sug. Dat hy sê lof is baie meer as om net in die kerk te kom sit en 'n loflied te kom sing. Lof is om God se deelname aan hierdie wêreld raak te sien en om daaraan deel te neem. En dan sê hy op die ou ende dat hierdie sug waarvan Paulus hier praat, dat dit ook 'n vorm van lof raak. Want waar is die kerk? Wat doen die kerk? Wat doen die liggaam van Christus? Die liggaam wat lewend gemaak word, in die lewe geroep word deur die Gees. Wat doen die kerk? Hierdie vreemde gemeenskap wat in hierdie wêreld kom sit word om anders te lyk as die wêreld, om anders te lyk as die doodsheid wat in hierdie wêreld is. Wat doen die kerk? Ons sug ook. Hy is amper, mens kry so amper die idee, asof hy sê, as julle dink die wêreld sug oor die swaar kry, dan moet julle die kerk sien. En hoekom sug die kerk? Want ons is verlos met hoop en lewe. Ons kan sien anders as die res van die wêreld. Ons kan sien, ons is gedoop, ons is reeds dood. Ons is reeds geoordeel, ons is reeds lewend gemaak. Ons is reeds gered deur en in Christus deur die lewende Here, deur die Gees. Daarom weet ons, daarom voel ons aan, ons glo, ons hoop, ons beleef dit. Daar's meer aan die lewe as hierdie doodsheid. Daar's meer. Daarom sug die kerk, want ons weet, hierdie seer is nie deel van die Skepper God se plan vir ons nie. Daar's meer aan hierdie lewe. Meer as hierdie bietjies lewe wat ons in hierdie wêreld beleef. Ons beleef in hierdie wêreld oomblikke van hierdie lewe. Hoopelik, veral in die kerk. Oomblikke waar ons die gemeenskap, die koinonia van die liggaam van Christus beleef. Oomblikke waar ons beleef hoe gemense hulle self oorgee vir mekaar, omdat hulle nie hulle self hoef te beskerm nie, want hulle is veilig in die Here, saam met wie hulle reeds gesterf het en opgestaan het.
Daarom kan ons nie anders as om te sug wanneer ons weet dat hierdie ware lewe, hierdie lewe in oorvloed, dikwels nie in hierdie wêreld voorkom nie, dat dit dikwels ontbreek. Maar dan gaan Paulus nog verder en sê, maar selfs ons weet nie hoe om behoorlik te sug nie. Weet nie hoe om behoorlik te bid nie. Want ons weet nie eers altyd wanneer ons deel is van die probleem nie. Ons is so gewoond ook al aan die gebrokenheid van hierdie wêreld. Luister hoe praat ons met mekaar. Luister hoe dikwels gebruik die kerk van die Here die woord maar. Dis reg dat die Bybel dit sê, maar dit werk darm nie so in hierdie wêreld nie. Dis reg dat ek my naaste moet lief hê, maar daai bogger gaan nie weer dit aan my doen nie. Ons het so deel geraak ook by tye van hierdie stikkende wêreld, dat ons nie altyd eers weet hoe om te sug oor die gebrokenheid nie. En daarom kom vertel Paulus, gee hy hierdie ongelooflike stuk troos. Dis oukei. Want die Gees kom tree vir ons in. In ons swakheid kom tree die Gees namens ons in. En God luister. Hy luister nie na ons gebrekkige gebede en onvermoë om werklik te sien wat gesien moet word nie. En daarom kom tree die Gees vir ons in. Dit is my altyd so hartseer. Ek praat vandag met 'n vriendin. Sy vertel vir my oor 'n ander vriendin van haar wat in so geloofstryd gewikkel is. En is een groot soeke na die regte formule. Hoe bevredig ek die Here? Want ek moet die regte formule hê om die Here te kry om te doen wat ek graag wil hê hy vir my moet doen. Ons is weer terug by die selfgesentreerdheid van ons menswees. Vriende, die Here werk nie met formules nie. Daar's nie stappies nie. Die Here werk met verhouding. Hy het jou lief. So gebroken soos wat jy is. En deur sy Gees wil hy ons oë oopmaak om hom te sien. En wanneer ons sukkel en wanneer ons nie weet wat om te sê nie en ons weet nie hoe om dit te sê nie, dan tree hy self vir ons in. Hy sê dit. Paulus help vir ons om dit te sien. Die Gees van hoop. Hoop wat vir my laat vorentoe kyk. Hoop wat vir my nou laat volhard. Want ek sien wat kom, ek weet wat kom, ek vertrou op dit wat kom. En dis wat die Gees wat lewe gee, wat lewend maak om doen. Hy soek die Gees van hoop. In die Ou Testament praat van die Gees as die Ruach. Ruach wat ook as asem vertaal kan word, die asem van God, die bron van lewe. Die asem wat die Here vir ons gee om die nood en die seer en die alleenheid in hierdie wêreld te kan sien en daaroor te kan sug. Die Gees wat vir ons die asem gee, sodat ons kan volhard. Sodat ons nie uitasem raak nie. Want ons weet, daar's hoop. Ons weet, gee nie om hoe rof dit in hierdie lewe raak nie, gee nie om hoe seer dit in hierdie lewe raak nie. Hierdie lewe het sy greep op my verloor. En hy gee vir ons asem,
sodat ons kan aanhou om te getuig dat daar hoop is. Aanhou om as liggaam van Christus hoop te wees en te leef, ware lewe. Dit laat my baie dink aan daar's in die Joodse tradisie is daar een of ander groepering in die Joodse tradisie wat God se naam in die Ou Testament Jahwe, wat God se naam Jahwe interpreteer as 'n nabootsing van die mees basiese bron van lewe, eenvoudig asemhaling. Dat hulle daarin reeds in God se naam hoor hulle. En die teologie daar agter, daar's nie eintlik vreeslik Bybelse verwysings daarna nie, maar die mooi vir my daarin is dat hulle juis net in die noem van God se naam, net in asemhaal, hoor hulle al dat ons uitroep tot God. Dat hierdie hele skepping eintlik, en elke asemteug wat jy intrek en uitblaas, dat ek roep na God. Roep na lewe. Dalk sou Paulus gesê het, dat elke asemteug 'n sug van verlange is. Nou kan julle vir my vra, nou wat op aarde, Henry, dit te doen met Nesia wat sê ons verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu? Ons spring gewoonlik na die deel wat gaan oor die opstanding van die dode. En wat dit nou presies beteken. Want dit is 'n vreemde tema vir ons en deur my lewe is al hoeveel keer gepraat en gewonder en gespekuleer en die ene dink dis wat dit sê en die ene sê dis wat dit sê. Paulus praat self oor die hele kwessie in 1 Korintiërs 15. Gaan lees bietjie daaroor en hy noem die hele konsep van die opstanding van die dode noem hy 'n misterie. Iets waaroor ons eintlik maar net kan spekuleer. Hoe, wat, wanneer en wie en waar en hoe dit gaan lyk is, ons kan maar net daaroor wonder. Inteendeel, hy gaan so ver om te waarsku, eintlik 'n waarskuwing te gee, dat ons nie moet vasval in gesprekke waarop ons eintlik nie die antwoorde kan kry nie. Wat ons eintlik maar in 'n vasgevaldheid net laat eindig. Maar wat egter duidelik is wanneer Nesia afsluit hiermee, soos die apostoliese geloofsbelijdenis, wat later ook geskryf is, soos hy ook stel, is dit baie duidelik dat hierdie laaste afsluiting, dat dit gaan hier oor die finale oorwinning, waar die doodsheid van hierdie wêreld, die laaste stukkie greep wat die doodsheid nog gehad het, verloor. Hoe dit gaan lyk, weet ons nie. Nou, ons spring oor die belangrike woorde. Hy laaste stukkie begin met die woorde ons verwag. Die kerk verwag. Die kerk sien uit. Die kerk hoop. Want die Gees maak die hoop in ons lewend. Ons die kerk, die liggaam van Christus. Ja, ons sien dikwels wysheid en goedheid en skoonheid. Ons sien skynsels van ware lewe in hierdie wêreld. En ons juig daaroor en ons dank God daaroor. Ek hoop ten minste ons doen dit en ons probeer dit doen. En ons koester dit, en ons probeer dit opbou, en ons probeer dit laat groei. Maar tog, omdat die Gees ons lewend gemaak het, sug ons ook. Ons sug ook, want ons weet,
Hierdie skynsels van lewe is veels te broos in hierdie wêreld. Word veels te maklik deur die dood verswelg. Gaan veels te vinnig verby. En daarom kan ons nie anders as om saam met hierdie Here, die Gees van Christus, wat Christus kom lewend maak in ons, wat vir die kerk kom lewend maak, wat vir die kerk kom gawes gee, om as eenheid 'n getuie te wees van hierdie Christus. Ons kan daarom nie anders nie, as om te getuig, as om te sug, as om te leef. Mag ons dankbaar leef, maar die Gees ons oë oopmaak, dat hier nie net sleg en swaar in hierdie lewe is nie. En mag ons aanhou sug. En sug beteken baie meer as om net toe te kyk. Sug beteken om self ook deel te neem. Om self ook lewe te gee. Mag ons waarlik deur die Gees leef. Kom ons gee vanaand weer geleentheid. En vanaand wil ek vir julle uitnooi om spesifiek te dink, wanneer jy gaan bid, dink bietjie oor daar, waar jy dalk mooi in jou lewe miskyk. Daar waar die Here soveel seëninge vir jou gee, in hierdie lewe met al sy moeilik, met al sy seer. En dan, as jy vir die Here daarvoor dankie gesê het, dan dink jy ook oor al daardie plekke waar die lewe gesteel word, waaroor jy vanaand voor die Here wil sug. Kom ons gee geleentheid vir gebed. Here, ons kyk so maklik die mooi in hierdie lewe mis. Ons stap so maklik weg van mekaar. Ons vergeet so maklik dat ons hier is, deel van u kerk is. Nie net om te ontvang nie, maar ook om mooi te wees, om goedheid, guns, geborgenheid, liefde bo alles te gee. Here, mag ons 'n skyn van die ware lewe wees hier in Gansbaai. Here, vergeef ons daar waar ons so deel geraak het van hierdie wêreldse gebrokenheid, dat ons
saam lewe steel. Dat ons ook maar soos soveel ander net ander kant toe kyk. Daar waar mense stikkend is. Daar waar u skepping stikkend is. Heilige Gees, dankie vir die voorreg om te weet, u tree in, ook vir my, omdat u genadig is, omdat u liefde is, omdat u hoop gee. Mag ons sug, Here. Mag ons wanneer ons sug volhard om u hoop uit te leef. Amen. Vriende, ons gaan vanaand afsluit dan, en ek dink ons kan nie anders as om af te sluit met lied 602 nie. Eintlik as belydenis vanaand. As kerk saam met hierdie woorde, ek sien 'n nuwe hemel kom. Die hoop waarmee ons leef. Kom ons staan en dan sluit ons vanaand daarmee af. Is baie welkom om saam met ons te kom eet nou. Ontvang die seën van die Gees wat Here is en lewend maak. Wat saam met elkeen van ons vir ons kom deel maak van sy liggaam. Wat vir ons nooi om te sien dat ons vergeef is. Saam met hom gesterf het en saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe. En wat vir ons roep
om met die hoop en die verwagting van die lewe van die toekomstige eeu te gaan leef en getuig. Amen.